Arteriële aneurysmes by kinders. Dis 'n onderwerp wat gelukkig redelik skaars is, maar ongelooflik ernstig. Dis 'n baie komplekse veld wat hoogs gespesialiseerde sorg vereis. So in hierdie ontleding gaan ons bietjie dieper duik om presies te verstaan hoekom dit so 'n groot uitdaging is. Hierdie aanhaling tref jou nogal na. Dit kom direk uit ons bronmateriaal en dit sit die toon vir alles wat volg. Sien, anders as by volwassenes is die risiko dat 'n aneurysme by 'n kind sal bars of 'n bloedklont sal veroorsaak net so hoog. Dat vroeë ingryping amper altyd die reël is, nie die uitsondering nie. So, wat presies is 'n aneurysme? Wel, die maklikste manier om daaraan te dink is soos 'n swakplat op 'n fiets se binneband wat begin uitbult. In 'n bloedvat kan daardie selfde bult bars en dit kan lei tot lewensgevaarlike interne bloeding. Daai eenvoudige konsep is regtig die kern van die hele probleem. Goed, so hier's ons padkaart vir vandag. Ons gaan begin by die heel eerste uitdaging. Hoe vind jy eers 'n aneurysme in 'n kind wat nog groei? Dan gaan ons die oorsake ontrafel, van genetika tot infeksies en trauma. Ons sal sien hoe hierdie probleem veel verder as net die aorta strek. En ons sluit af met die ongelooflik komplekse oplossings en die lewenslange sorg wat daarmee saamgaan. Goed, eerst op die lys, die ontdekking. Dit klink dalk eenvoudig, maar om 'n gevaarlik vergrote aorta by 'n kind te identifiseer, dis 'n reuse uitdaging. En die rede daarvoor lê in een eenvoudige feit. Kinders hou aan met groei. En hier's die kern van die probleem. Wat is 'n normale grootte vir 'n aorta in 'n kind? Dis 'n bewegende teiken. By volwassenes is daar redelik vaste riglyne, maar by kinders moet dokters heeltyd die ouderdom, geslag en liggaamsgrootte in ag neem om te kan bepaal of 'n aorta regtig gevaarlik vergroot is. En dit bring ons by die groot hoekom-vraag. Om te verstaan hoe om hierdie toestand te behandel, moet ons eers die oorsake ontrafel. En dit blyk daar's omtrent 5 hoofweë wat kan lei tot 'n pediatriese aneurisme. So, die oorsake kan eintlik in 5 duidelike kategorieë opgedeel word. Ons sien genetiese defekte wat die boustene van die slagaar self aantas. Dan staan ontwikkelingskwessies, infeksies, chroniese inflammasie en selfs fisiese trauma. Elkeen van hierdie paaie skep 'n unieke soort swakheid in daai slagaarwand. Kom ons kyk gou na 'n paar spesifieke voorbeelde. Infeksies, veral die wat verband hou met mediese prosedures by pasgeborenes, was histories 'n groot oorsaak. Inflammatoriese siektes, soos Kawasaki-siekte, kan ook die slagaarwande aanval en verswak. En trauma kan iets skep wat ons 'n pseudoaneurisme noem. Dis nie 'n ware uitbulting nie, maar eintlik 'n gat in die slaghaar wat deur die omliggende weefsel in toom gehou word. Nou kom ons fokus op daai genetiese oorsake. In hierdie gevalle is die probleem letterlik ingebou in die liggaam se fundamentele bloudruk, diep in weefsel wat alles bymekaar hou. Kyk hoe 2 verskillende genetiese foute tot verskillende probleme lei. By Marfan-sindroom is daar 'n fout in die fibrillin-1 geen en dit affekteer hoofsaaklik die begin van die aorta. Maar by Lewis-Dietz-sindroom is 'n hele cellulêre kommunikasiepad foutief. Dit veroorsaak wydverspreide probleme en 'n baie hoë risiko vir lewensgevaarlike skeure, selfs wanneer die aorta nog nie eers so groot is nie. En buite hierdie 2 is daar nog ander belangrike genetiese toestande. Vaskulêre Ehlers-Danlos maak weefsel so broos dat spontane skeure 'n reuse risiko is. Tuberose sklerose, aan die ander kant, kan lei tot veelvuldige, ballonagtige aneurismes oral langs die aorta. En dis baie belangrik om te onthou, hierdie probleem is nie net in die aorta nie, glad nie. Aneurysmes kan in verskeie slagare reg deur 'n kind se liggaam voorkom. 'n Baie kritiese area is die karote slagare in die nek, want dit is die hoofweë wat bloed na die brein toe vat. So 'n aneurisme hier hou 'n unieke en baie direkte neurologiese risiko in. Nou, hou vas. Kyk na hierdie syfer. 42%. Dis die gerapporteerde risiko vir ernstige neurologiese komplikasies soos 'n beroerte of 'n katastrofiese bars van hierdie nek-aneurismes. 42%. Met so 'n direkte bedreiging vir die brein is dit duidelik hoekom chirurge byna altyd vroeë, proaktiewe behandeling aanbeveel. Die probleem kan ook diep in die liggaam lê, in die slagare wat na die niere, die spysverteringsorgane en selfs die arms toe gaan. En elkeen het sy eie unieke risiko's. 'n aneurisme in die nierslagaar kan hoë bloeddruk veroorsaak, terwyl een in die arm weer bloedklonte na die hand toe kan stuur.
So, dit bring ons by die laaste en miskien die belangrikste deel. Wat doen ons hieraan? Hoe word hierdie komplekse probleme behandel? Die antwoord lê in hoogs gespesialiseerde chirurgie en, baie belangrik, 'n verbintenis tot lewenslange sorg. Hoe maak jy so iets reg? Kom ons breek gou die basiese proses af. Die kernidee is eintlik om daai swak, uitgerekte deel van die slagaar heeltemal te verwyder en dit met 'n sterk, sintetiese buis te vervang. Dit herstel die bloedvat se struktuur en dit verwyder die onmiddellike gevaar dat dit kan bars. Maar hier is die grootste uitdaging vir pediatriese chirurge. Jy moet 'n oorplanting kies wat nie net vandag werk nie, maar ook sal werk wanneer daardie kind 'n volwassene is. As die oorplanting te groot is, kan dit gevaarlike bloedklonte veroorsaak. As dit te klein is, sal daai kind 'n opvolgoperasie nodig hê soos hulle groei. Dis 'n ongelooflike fyn balans. En selfs met die beste beplanning is heroperasies 'n realiteit. Een groot studie wys dat 10% van kinders wat vir aorta-aneurismes geopereer word, later weer 'n operasie benodig, dikwels omdat hulle die eerste oorplanting ontgroei het. En daai syfer klim selfs tot 15% vir kinders wat behandel is vir aneurismes en die slagare wat na hulle organe toe gaan. Hierdie getalle vertel 'n baie belangrike storie. Die eerste operasie is dikwels nie die einde nie, maar eerder die begin van 'n lewenslange pad van monitoring en moontlike toekomstige operasies. So, die eintlike punt hier is dat suksesvolle behandeling nie net van een briljante chirurg afhang nie. Nee, dit vereis 'n hele span spesialiste, van pediaters tot radioloë, wat oor die pasiënt se hele lewe saamwerk. Deurlopende monitoring is nie 'n opsie nie, dis absoluut verpligtend. En dit los ons met hierdie vraag. In 'n veld waar chirurg vandag 'n oplossing moet bou vir 'n liggaam van die toekoms, is die soeke na innovasie deurlopend. Sal ons eendag oorplanting sê wat saam met die kind groei? Miskien minder indringende tegnieke? Dit bly die sentrale uitdaging en natuurlik die grootste hoop vir die toekoms van hierdie kinders.